'n Borgold planter. Nee, wat is hierdie ding? Hoe lyk die besigheid? Sien julle daar agter my? Ek praat met Joost de Kok. Hy is hier in die Bredasdorp area. Ek gaan my net meer gou vinnig vertel. Wat dink hy van hierdie ding? Hulle het so 'n paar demo strepe getrek hierso by hom. Wat dink hy van hoe die ding gebou is en mekaar gesit is? Kom ons luister 'n bietjie. Ja, so lyk dit. Hoe doen jy, André? Nee, doodstil rustig. Ek moet sê, nou is die Hoëverbergarm nou weer op sy stuk en nou loop hy nou weer vir ons soos ek. Elke keer as ek hier kom, lyk dit so. Ons hoop die wind bring vir ons reën, so. Ja, wel, ek het hulle vir julle saamgesleep daar met die area, ek het gehak dat hulle afkom. Lekker. Okay, sê vir my, hulle het nou hierso so 'n bietjie demo gedoen hier by jou met hierdie Borgold planter. Sê vir my eerste oogopslag, wat dink jy van die ding? Dis 'n baie stewige geboude masjien, so vir ons omstandighede dink ek gaan hy definitief werk. So as jy kyk na die raam en alles hoe hy gebou is, dit is definitief 'n baie stewige geboude masjien, so een wat kan hou. Jy weet, want dis een van die goed wat nou nogal, ek weet nie of hulle soveel guts het of is dit dat hulle nou actually weer die ding gaan hou nie. Maar hulle sê hy het 'n 5 jaar waarborg op die frame. Dink jy hulle gaan dit maak? Nee, die frame is definitief baie stewig gebou, so ek glo hulle sal hulle woord kan sit by hulle waarborg, so. En dan sê vir my as jy nou vat hierdie goeders, hulle skop mos nou so uit wat op sy tripmeganisme werk basies op die olie daarso. Wat dink jy van hierdie hele plantbesigheid wat hy het? Die belangrikste is die parallelogram in terme van ons area met die wegbreek dat hy baie stewig gebou is en hierdie parallelogram is definitief baie stewig gebou, so ek sal die tand dalk so 'n bietjie swaarder wil hê, maar hulle sê hy is al beproef, so dat hy dan die mas gaan opkom. Hy sal die mas opkom. Ek dink jy het tekort aan baie goed hier by jou, maar klip is nou nie regtig een van hulle nie, nee. Dis die beste deklaag wat jy kan kry daar. Nou, maar ek wil eers hoor, wat het julle besiel dat julle nou actually gedink het, okay, is nou nie 'n slegte plek om te plant nie. Nee, wat, 'n beter plek as die in die Overberg sal jy nie kry nie, so nee, ons omstandighede is mos nou dit wat dit is, so ja. Want wat is julle hoofuitdagings? Is om vog te bewaar. So dit is ons grootste uitdaging met klimaat en goed wat verander en die intensiteit wat baie meer raak, baie meer nat en baie meer droog. So ons moet dit kan bestuur sodat ons deur daai siklusse kan gaan. So jy wil ook nie te veel aan die grond krap op die einde van die dag nie, is ek reg? Nee. So ons probeer soveel as moontlik materiaal op ons gronde bewaar, so dat ons daai vog kan bewaar, dat ons wanneer ons dit nodig het, dat hy daar is. So die klippe rip homself basies, nee. Ja, hy doen. En dan sê vir my, okay, right, hier's nou 'n bietjie verskil hierso op hierdie ouetjie. Ek weet hulle het masjiene ook wat hulle dan nou basies vir jou die tank wat aan die voorkant is, wat hulle van praat, wat hulle op die agterkant kan skuif en so, hulle is nog net nie hier met daai masjien nie. Maar even in sy huidige konfigurasie wat hy nou hierdie lang trein besigheid is, wat hy sleep, dink jy dit sal nog steeds werk? Dit raak baie lank, so jy moet groot kampe hê om dit basies te regverdig. Toe between, toe behind, albei het sy voor en sy nadele, maar spesifiek by ons, omdat ons baie skynses het en baie heelagtige terrein het, is die toe between 'n baie beter opsie, so veral in die skynste werk hierdie konfigurasie definitief beter, so. Wat is nou daai een ding, nee, wat jy sou sê op hierdie planter, as hy nou dit vir jou kan deliver, as jy dit nou sien daar waar hulle opkom of so, wat jou nou sal sê, okay, ek moet nou actually kyk na die ding. Wel, op die einde van die dag, dit gaan maar oor hoe hy geprys gaan wees binne in die mark, versus sy konkurrente. En die belangrikste is naverkoopdiens, in terme van onderdele en parte, die beskikbaarheid van dit, so dit gaan die bepaalde sien of die manne wat die sitrusmasjiene wat hulle die pakstore bou, wat hulle nou die goed wat op wiele is ook aan die gang kan hou, Dit gaan die uitdaging wees, so. Uitstekend, Jous, dankie baie. Right, dit is Jous de Kok hier so van
die Oeverberg, Bredasdorp area. Okay, so, ek dink ons sal hier voor Nampo, nee, kom stop ons hier, kom kyk ons hoe lyk die koring wat hulle hier geplant het. Kan julle ook 'n bietjie sien, hoe lyk dit daarso, wat daai besigheid geplant het. Hulle bou baie weier en groter en al die tipe van planters, so ek dink, soos hy sê, ongelooflik sterk geboude ding. As jy voel jy het 'n yster tekort, daar's jou planter. So, linkie bo of hieronder, kom met hulle in kontak. Hierso, also MED Automation. Moenie worry as jy 'n lemoen vaskyk, jy is op die regte plek. Dit is van Farm Spice af. Tot volgende keer. Groete.